And the first thing I felt was wishing the day would just end. I smiled when I had to. I told everyone I was okay. But when no one was watching, I cried. For a long time, I thought God had abandoned me. But one day I realized He had never walked away. I was the one who had drifted away. I had stopped praying. I had stopped seeking Jesus. I no longer believed He could still hear me. And yet, He never gave up on me. When I no longer had the strength to take even one step toward Him, He came to meet me. And in that moment, I finally understood. God didn't just change my story, He saved my life. Shalom, 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 Adonai. I was lost and afraid, alone, alone, with nowhere left to stay. I try to move, but carry all the pain through all the years and all the lonely tears. You walked through all my nights and brought me all your light. You became my guide. You came and gave new life back to me. You opened my eyes to see and showed what I could be. God, save me with your love, my Lord, my Lord. You save me with your love. Oh, God, save me with your love, my Lord, you save me with your love. My world was falling far apart, and fear was in my heart, and my wounded heart would slowly break. But there was still your love, only your endless love. Oh, God, save me with your love, my Lord, my Lord. Save me with your love. God, save me with your love, my Lord, my Lord. You save me with your love. Een hartlike welkom aan ieder en elk familie, ma en pa, vriende. Ons sê vandag totsiens vir Maarten.
En dit is moeilik as jy hom geken het om hom nie lief te hê nie. So groot soos wat hy was, so groot was sy persoonlikheid, né? Ek gaan vra dat julle asseblief saam met my sal staan en dat ons die openingslied sal sing. Lied nommer 252 asseblief. Liefdes, kom ons sluit die oë. Ons dierbare Here, ons is so dankbaar dat ons vandag na U troon van genade kan kom. Ons glo dat U die gewer is van alle seëninge. En vandag, Vader, nodig ons die seën van bemoediging. Wees met ons wat ween, dat ons die nabyheid van U liefde sal ervaar, en dat ons die ondersteuning van familielede en van vriende sal geniet. Gee ons ook die versekering dat U, Here, die goeie herder is. En dit is my gebed in die naam van Jesus. Amen. Martin het begin laas jaar in my lewe gekom en hy het so begeerte gehad om 'n goeie verhouding met die Here te hê. Dit was wonderlik om 'n pad met hom te stap. Op een van ons besoeke het ek vir hom die hemelse 911 se telefoonnommer gegee. Ek gaan dit met julle deel. Die telefoonnommer vir die hemel is 5015, in geval julle ook wil weet. En hy het verskriklik baie daarvan gehou. Psalm 50 vers 15. Ek lees vir julle, dit sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en dan gebeur daar twee goed. Die ene is verseker, die ander ene hang van ons af. Die eerste ding is, sê die Here, ek sal jou uithelp. Nee, ek gaan daaroor dink nie, of gee my eers 'n kans, ek het 'n besige program nie. Hy sê, ek sal jou uithelp, maar dan moet hopelik die volgende gebeur. Die ou vertaling sê, jy moet my eer. Die nuwe sê, jy sal my eer. Dit gebeur nie altyd nie, né? Onthou julle die 10 melaatses? Hoeveel het teruggegaan? Dis die mensekind. Ons soek die seëninge, maar ons is bietjie traag om dankie te sê.
Toe sê ek vir hom, as hy ooit benoud is, dan moet hy net daai opsê. Dis die hemelse telefoonnommer. Geliefdes, ek kon 1:30 vanoggend nie slaap nie. Toe sit ek in my kantoor en toe het ek so 'n bietjie aan my preek geskaaf. Ek wil begin deur te sê ons lewe in 'n stikkende wêreld. Alles is gebroke. En ons is self presies net so. Die lewe is nie maklik nie en die dood skuil om elke hoek en draai. Ons weet dit goed. Ons verwag dit, maar is nog steeds onwelkom. Die dood is altyd die vyand. Dis altyd 'n skok. Dit ruk ons en dit maak die lewe vir ons swaar. Ons was die ander dag by 'n skuiling buite Hartiesaan naby Damdorrein, 'n plek met die naam van Purple Moss. Ek weet nie of julle dit al geken of daarvan gehoor het nie. Laas jaar het 'n gesin van 5 is hulle doodgebrand in hulle huisie. Toe daar brand ontstaan het en hulle kon nie die veiligheidshek betyds oopkry nie. Dit was die ma Esme, die pa JP 25, 26 en hulle 3 kinders, 8, 3 en 2. Kan jy dink hoe verskriklik dit moet wees, hoe tragies dit moet wees? En ek lees toe verder in Laudium, in 'n plakkerskamp het 5 kinders, almal jonger as 10. Hulle doodgebrand in 'n plakkerskamp. Hulle moeders het hulle in die shack toegesluit en hulle het gaan drink by die Shabin. En ons kan so aangaan met hierdie hartverskeurende insidente wat plaasvind. En vandag is dit nou Martin. Hy is nie meer met ons nie. Jonk, tragies. Waar pas die Here in? Hoe maak ons nou? Wat staan ons nou te doen? Moet ons moed opgee? Moet ons rebels raak teenoor die Here? Moet ons ons rug draai op hom? Dit gebeur. Gaan die Bybel dalk help? Onthou, die Bybel is geskrewe woord. Dis God se tweede grootste openbaring van homself. Sy grootste selfopenbaring is Jesus Christus. So, rede sê daar moet, tussen die blaaie van hierdie boek, moet daar hoop wees. Want God het homself op 'n kol Immanuel genoem. En dit beteken God by ons, God met ons, hier naby ons. Ek hou van so God. Psalms 46:1 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming, julle ken hom. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Dis 'n belofte en 'n profesie, as julle 'n nota wil maak. Psalm 46:1. Ek wil 2 goedjies vinnig met julle deel. Eerstens, God is nie verantwoordelik vir dood nie. Hy is nie verantwoordelik vir Martin se afsterwe nie. Mense dink as iets tragies gebeur, is dit die Here se wil. Dis dalk laat dit so moet gebeur, want net soos wat ons gebore word, so weet ons ook dat ons gaan sterwe. Dit beteken net dis die siklus. Dit beteken nie dis hoe die Here dit wil hê nie. Dit was nooit sy plan nie. Jesus het self gesê in Johannes 10, ek het gekom
dat jy die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Sy plan was nooit dood nie, dit was nie deel van sy plan nie. Toe hy Adam en Eva gemaak het, was dit vir ewig, sondeloos. Hy het nie ooit beplan, dat ons moet deurgaan wat ons vandag deurgaan nie. Dis hoekom hy so hard probeer het, om Lucifer terug te wen, toe daar oorlog was in die hemel. Maar ons ken die storie goed. Adam en Eva het geval, en ons dra die blaam gedeeltelik daarvoor. Want die loon van die sonde is die dood. Romeine 6. Maar wat God gee, is lewe, en nie net lewe nie, ewig lewe. So as jy iemand vandag wil blameer, vir verdriet, en hartseer, en dood, en ellende, en pyn, dan is daar iemand, maar dis nie God nie, dis wel Satan. 1 Petrus 5 sê, julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, om te soek wie hy kan verslind. Die duiwel is die oorsaak van alle kwaad, aardbewings, oorloë, dwelmiddels, pyn. Ons help hom partykeer in sy werk. Ons is partykeer die duiwel se helpertjies. Maar hoe dit ook al sê, die dood is altyd rampspoedig, of dit verwags of onverwags is. Nou as daar slegte nuus is, dan is daai die slegte nuus. Die goeie nuus is dat daar hoop is. Dat die Here ons nooit net so laat nie. Amen. Die dood is nie die einde nie. Om die waarheid te sê, dis eintlik die begin. Eintlik die begin. Onthou julle die dief van die kruis? Jesus sê vir hom, ek beloof jou vandag, dat jy eendag saam met my in die paradys sal wees. Yuri, Martie, Stella, en die res van die familie en vriende, as ek julle bietjie raad kan gee, om te rou is goed, daar's 'n siklus waardeur 'n mens moet werk, met sulke goed, maar iets wat vir julle baie kosbaar gaan word met die tyd, is herinneringe. Klou aan dit vas. Dit gaan baie beteken. Ek vind dit werk vir my met my oorlede moeder. As ons byvoorbeeld dink aan reuse, geestelike reuse in die Bybel, soos Moses, dan dink ons aan die uittog uit Egipte. As ons dink aan Dawid, miskien die slingervel en Goliat. So as ons dink aan Martin, moet ons dink aan die mooi goed. En daar's baie. So groot soos hy was, so klein was sy hartjie. Ek skraal vanoggend vroeg my foon, hier's 1 miljoen boodskappe tussen die twee van ons. En ek stuur hom eendag, stuur ek hom 'n teksvers, Spreuke 3 vers 6, en ek sê vir hom, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. En hy sê toe, dankie leraar, en definitief sal ek hom in al my weë ken, al maak ek soms foute. Nou, as jy Martin ken, dan dis hoe hy gepraat het. Hy was eintlik 'n merkwaardige persoon, baie hoogs gekwalifiseerd, 'n level 5 millwright, 'n fitter en turner, elektronies, elektries, 'n dieselmek. Ons omtrent niks wat hy nie kon doen nie. En wat ek baie sien met iemand wat so stikkend gemaak word met kanker, 'n aaklige siekte, is dat mense moed verloor, maar dit was nooit Martin nie. Positief. Amper 2 weke se tyd, 'n jaar terug, het ons Martin by die kerk gesalf. En
dit het soveel vir hom beteken. En toe ons na die tyd gesels, toe dit begin erger word, en naderhand was hy bedlend, het hy nooit met daai weeklaag gekom, waarmee ons baie gemaklik is nie. Hoekom ek, Here? Hoekom? Sy antwoord, hoekom nie ek nie? Dit was sy antwoord. Ongelukkig, en ek is amper klaar, skus julle. Ongelukkig kan die Here ons nie bederf soos wat ons altyd dit wil hê nie. Want ons sal misbruik maak daarvan. Dis maar hoe ons is. Ons doen dit al vir eeue. Daar's so 'n boekie in die Ou Testament met die naam van Rigters, gaan lees bietjie. Die Here doen ongelooflike wonders vir sy mense. Hy bring 2 miljoen van hulle, plus, deur 'n woestyn, en hy vat hulle na die beloofde land toe, met baie melk en honing. En die eerste ding wat hulle doen is, hulle aanbid afgode, en raak verlief op die Filistynse vroumense. En dan gaan dit sleg met hulle. Dan huil hulle. Help! Wat doen die Here? Hy stuur iemand. Hy stuur 'n rigter om hulle te verlos. Ken julle Gideon? Hy trap hulle nie eers uit nie. Hy sê nie, I told you so nie. Hy red hulle. Presies soos die hemelse telefoonnommer, Psalm 50:15. En dan kom hulle tot bekering, en dan lees ons, is daar vrede in die land vir 20 jaar, of 40 jaar, of 16 jaar. En dan luister hierdie woorde nou. Toe doen die Israeliete weer wat verkeerd is in die oë van die Here. En toe gaan dit weer sleg. En daai geliefdes is ons verhaal. Al wat die Here van ons wil hê is gehoorsaamheid. Dis nie te veel nie, is dit? En is moeilik om nie vir die Here lief te wees nie. So ons kan nie altyd genees word nie. En dan lees ons ander stories waar ons kan verstaan, die Here ken die einde van die begin af, en hy weet altyd wat beter is vir ons, wat goed is vir ons. Onthou julle koning Hiskia? Die Here is hom genadig en sê vir hom, Hiskia, jy gaan doodgaan. Ek waarsku jou. Kry jou goede in orde. Wat doen Hiskia? Hy raak huilerig. Nee, asseblief. Die Here gee hom nog hoeveel jaar ekstra? 15. En in daai tydperk is wie gebore? Sy seun Manasse, die slegste koning wat daar nog ooit was in die geskiedenis van die volk van Israel. Die Here het dit geweet en hy wou dit verhoed. So ek vertel julle hierdie lang storie met die tuinroete langs. Berus julle op die Here se beter wete. Jou werk en my werk, geliefde, is wees getrou aan hom. Wees gehoorsaam. Wees 'n beter weergawe van wat jy nou is. Hoe doen 'n mens dit? Maklik. Maklikste ding, met die Here se hulp. Die Bybel sê, lief God en jou medemens. Dink julle ons kan dit doen? Ek weet, dis wat Martin probeer het, en ek dink die minste wat ons kan doen is om dieselfde te doen. Geliefdes, dankie dat julle so mooi geluister het. Psalm 121 vers 1 en 2 sê, ek kyk op na die berge, want dis waar my hulp vandaan kom. Julle ken daai teksvers, nee. En dan sê dit identifiseer wie die Here is. Dit identifiseer hom as die skepper God.
My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Dit sê nie my tragedie kom van die Here af nie. Dit sê my hulp kom van die Here. En ek gaan nou by die graf vir julle ietsie verduidelik uit Psalm 23 wat hiermee gaan aansluit. Gebruik hierdie geleentheid vandag om jouself te vra, wat gaan ek hieromtrent doen? Wat gaan ek in my lewe verander? Hoe kan ek 'n beter mens wees, geestelik? En ek dink dit sal Martin se hartjie baie bly maak. Geliefdes, ek gaan vra dat julle nou weer saam mee staan, dan sing ons lied 254 saam asseblief. Ek gaan vra dat Henk asseblief na vore kom, hy gaan vir ons 'n paar bedankings doen en daarna sal Stella vir ons die Huldeblyk doen. Dankie Henk. Goeiemôre almal. Die bedankings doen. Ma Martie, Oom Louis, Pa Yuri, Tannie Annelie, Dr. Elena, Dr. De Bruin van Hospice, Suster Marie, Suster Esther van Hospice, die ambulansdiens, Oom Martin's Funeral se vriendelike diens en bystand, Dr. Mike en Tannie wat die bed vir Martin gereël het, bydra en donasies, die vissermanne, die marshals, die Du Plessis, die Van der Walts, Oom Jack, die Wards, die Kotses, Klein Jan, en Johan, en Jonathan. Dink is JP van die rolstoel. Wow, Jack van die rolstoel. Ja. Maar Martie wat 24 uur, 7 dae 'n week om hom gesien het. Oom Louis wat getrou medikasie gaan haal het
Pa Yuri wat help voorsien het en benodighede en tyd gemaak het om gereeld te gaan kuier. Tannie Elsabie se bydra en ondersteuning, Tannie Annelies se bederfies, Hodges modifikasies om dit vir Martin gemaklik en gelukkig te maak. Die ou wat die mooi liedjies vir Martin geskryf en gesing het, wat sy naam? François. Vir elke liewe gebed, vir elke boodskap, sê die shares op sosiale media, gebede en donasies, vir elke donasie, vir elke onbekende se donasies, ons sê baie dankie. Vir elke persoon wat vir die kerk en saal, livestreaming en elke persoon wat gehelp het om die saal mooi te maak. Vir hulle voorbereiding en hulp vir alles. Vir elke persoon wat vandag gehelp het en voedsel en drinkgoed en blomme en versierings gebring het. Ons waardeer dit verskriklik baie. Tannie Elsabie, Tannie Annelie, Chris, Chantel, Anel, dankie vir die hordes mense wat nie eers genoem is nie. Ons waardeer almal van julle opreg. Vir almal wat vandag hier is, van oral af, ons waardeer julle opreg. Die Skutters, die Bouwers en die Kirstens en Anna Mart, ons sê vir julle baie, baie dankie vir alles. Dankie Henk. Stella? Weet julle my? Ek wil ook nie vir die leraar maak baie dankie sê. Ek het gesukkel om hier te skryf. Dit is te veel woorde. Ons het saam groot geword. Ons kon lelik beklei. Maar net so lief gewees om mekaar. So 'n paar jaar terug het my ma en pa uitgevind, die steke op Martin se voorkop was ek wat hom met 'n toiletborsel gegooi het. Maar ons was altyd daar vir mekaar. Hierdie brief is aan my broer. Om 'n eysterman genoem te word, is 'n groot kompliment. Dit beteken jy is fisies en mentally buitengewoon sterk, taai en onbreekbaar. Hier is 3 hoofbetekenisse. Mense van staal, fisiese krag. Jy het groot liggaamlike krag gehad. Jy kan sware hande arbeid maklik hanteer. Mense sien jou as iemand fisies, nie sommer iemand wat net tou opgooi nie. Jy wys uitsonderlike deursettingsvermoë tydens moeilike tye. Jy kla nie maklik oor pyn of teenspoed nie. Jy bly kalm en sterk onder groot druk. Die wêreld is skielik baie stiller sonder jou. Toe ek by die huis kom donderdag nadat ek by jou was, het ek besef, jy gaan nie net weer daar opdaag, sonder dat ek weet, en jy gaan by my op die bed kom lê, of in die sitkamer sit, en net wil teenwoordig wees. Soms was daar nie woorde nie, maar ons wou nou by mekaar wees. Ons is gevul met onbeskryflike trots, die mens wat jy was en is. Ek het jou nie verniet saam met almal eysterman genoem nie. Ek het van die kantlyn af toegekyk hoe jy die swaarste pad met soveel moed gestap het. Jou veggees teen die kanker het vir my gewys wat ware dapperheid is. Die woord in Job 23 vers 10, as hy my toets, sal ek soos goud wees. Jy is deur die vuur van hierdie siekte getoets, my boetie, en jy het as pure goud anderkant uitgekom. Jou geloof en jou krag was vir my inspirasie. En soos daar in Jesaja 30 vers 15 staan,
In stil wees en vertroue lê julle krag. Selfs in die moeilikste, stilste oomblikke van jou stryd en pyn, het jou krag gelê en jou diep vertroue op die Here. Jy het nog steeds gesmile, met ons gespeel en gestoei. As ek musiek gespeel het, het jy jou arms in die lug gegooi, saam met ons. Die pyn is weg vir jou. En dis uiteindelik vir jou nie meer seer nie. As jou sussie beloof ek jou, ek sal altyd jou naam hoog hou. Ek sal jou storie van krag vertel en ek sal jou naam altyd met trots dra. Ek gaan jou geweldig baie mis, maar jou goud, beproefde krag sal vir altyd in my voortleef. Ek hoop jy is sag. Ek weet vir my ouers was jy ook baie groot trots. Ek weet hulle harte is seer vandag en ek dink aan julle en ek is lief vir julle. En dankie vir alles wat julle vir hom gedoen het. Julle het tot die einde toe alles gedoen. Ek moet sê, ek sê nog steeds, as dit nie vir my boetie was nie, sou ek nie so sterk geloof gehad het nie. As hy was altyd kwaad as hy ietsie wil aanjaag en ons vind uit. En ek en mamma begin bid. En daar gebeur iets. Sy kar breek, hy kan nie sy kar stort nie. En hy bel ons en hy trap ons uit van die kant af en sê, hoekom het julle gebid? Moenie vir my bid nie. Maar hy kon nie iets oorkom nie, hy was veilig. En na 'n uur sê mamma vir hom, start jou kar en ry verder. En die Here het daai kar dan weer laat start en ry. So, ek wil net vir almal sê wat hy is. En hier's baie mense wat nie is nie. Almal het 'n rol in sy lewe gespeel. En hy was verskriklik lief vir almal van julle en hy het almal van julle baie waardeer. Ek glo hy was verskriklik goed met speeches. Ek sukkel vandag. Maar ek glo hy sal baie tevrede wees as hy weet wie almal vandag hier is en wie almal op die live is. Wil papa ietsie sê? Ek het briefie maar net vir hom geskryf, soos ek gevoel het. Ek weet nie of daar woorde is, wat groot genoeg is, vir wat in my hart aangaan nie. Maar ek weet dit tog, ek wil dit tog vir jou skryf. My seun, ek skryf hierdie brief met trane en met trots. Trots, omdat jy my seun is. Ek is baie lief vir jou papa. Daai was jou laaste woorde vir my. En ek het gesê, was baie lief vir jou ook. Weet jy, my seun, daai woorde sal ek elke dag in my dra. Dit is die laaste geskenk wat jy vir my gegee het. En dit is meer werd as goud. Jy was 'n eysterman, sterk, dapper, en tog het jy die sagste hart gehad. Ek onthou jy groot geword het, hoe jy geleer het om te staan. Wat het ek nou gestaan? Hoe jy geleer het om te veg teen hierdie kanker. En jy het geveg soos 'n ware boerseun, sonder om te kla van enige pyn, tot die einde toe. Ek by jou beskerm het,
teen alles in hierdie wêreld. Dit maak my seer dat ek jou nie teen hierdie kon beskerm nie. As pa voel het of ek gefaal het, maar vandag besef ek het nie gefaal nie. Ek het 'n seun groot gemaak, wat tot die einde liefde kon gee. 'n Seun wat sy saak met Jesus reggemaak het. Ek mis jou baie, ek mis jou lag, ek mis ons speel die laaste tot die laaste aand, voordat jy gegaan het. Ek mis om net langs jou te sit, sonder om iets te sê. Wat soms gebeur het, net die same zijn. Maar ek beloof jou iets, my seun. Ek gaan aanhou om 'n pa vir jou te wees. Ek gaan trots wees op jou naam. Ek gaan leef op 'n manier wat jou trots sal maak. Tot ons weer ontmoet daar bo in die hemel, wanneer Jesus ons kom haal. Ek is baie lief vir jou, my seun, baie lief, altyd jou papa. Baie dankie, pastoor. Ag, leraar. Dankie Stella, dankie Yuri. Dit was pragtig, pragtig. Ons gaan nou na die skyfie vertoning kyk. Julle kan net so bly sit, baie dankie. Vader, vandag buig ons harte voor U neer, met trane in ons oë en geloof in ons Heer. Ons neem afskeid van boerseun die eysterman, 'n man wat sy laaste jare vas aan Jesus kon staan. Kanker het sy liggaam stadig moeg gemaak, maar nooit die hoop gebreek wat U in hom geplant het. Here Jesus, U was sy rots en sy skuilplek, sy verlosser, sy herder, sy ewige weg. Toe die wêreld donker geword het U lig sy pad na die Vader gewys. Here Jesus, neem Martin in U arms vas, waar daar geen pyn en geen trane meer sal wees, want U het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ons vertrou U belofte met ons hele hart, tot ons eendag weer saam voor U troon sal staan. Dankie Here, dat U sy hart aangeraak het, dat U hom geroep het om U liefde te ken. Aan die voet van die kruis het hy vergifnis gevind, in die oop graf het hy ewige hoop ontdek. Sy aardse stryd is nou verby, en sy stem weer klink nou in die hemelse koor. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou.
Nou wag die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, aan almal sal gee, wat sy verskyning liefhet. Here Jesus, neem Martin in uw arms vas, waar daar geen pyn en geen trane meer sal wees, want u het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ons vertrou u belofte, met ons hele hart, tot ons eendag weer saam voor die troon sal staan. Vader, troos elke hart wat vandag swaar is. Gee vrede waar daar hartseer is. Gee hoop waar daar trane vloei. En herinner ons aan uw belofte. Hy sal elke traan van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook smart en geween en pyn sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. In die naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Amen. Twee mossies sit op 'n telefoondraad. Hou lied vertel van liefde sonder maat. Die son breek deur oor veld en vallei, en elke noot getuig, God is naby. Geen vlerk beweeg sonder sy hand. Hy ken die hemel en die land. Die kleinste lewe is vir hom bekend. Sy sorg en liefde ken geen end. As hy oor twee klein mossies waak, hoe sal hy ooit van my vergeet? My naam is veilig in sy hart. Sy trou verlaat my nooit. Twee mossies sing van hoop en lig, van 'n vader wat sy kinders sien. Ek hoef nie bang te wees vandag nie. Hy dra my met sy liefde en krag. As die wind deur my lewe waai, bly sy vrede by my staan. Ek is kosbaar in sy oë, veilig in my Vader se hand. Wanneer die donker wolke kom en twyfel fluister rondom my, onthou ek weer die kleinste voeltjie wat steeds sy lied met vreugde deel. Elke tree is reeds bekend, elke traan word traag gesien. Waar ek gaan, daar stap hy saam, vir altyd hou hy my vas. Ek sal sing al kom hierheen, want ek weet ek is nie alleen. Die God wat oor die skepping waak, sal ook my hand vir altyd vat. What's a brother? A brother isn't just family. He's the friend life gave you by default. He's the one who teases you, challenges you, but would fight the world for you without hesitation. He's the quiet protector, the unexpected advisor, the one who acts tough but feels deeply. He may not say the words out loud, but it's in the way he stands up for you, checks in when you're silent, and defends you when you're not around. A brother is loyalty in human form, flawed, funny, and forever in your corner. He remembers the little things,
It carries shared memories and never lets you forget where you came from. To the brothers who protect, annoy, and love all at once, you're more than appreciated. You're the bond that can't be broken. What's a brother-in-law? A brother-in-law is more than just a family connection. He's a friend, a companion, and a trusted ally. He's the one who becomes a part of your family's tapestry, weaving threads of laughter, support, and shared experiences that form a bond like no other. A brother-in-law is a steady presence, offering support through life's ups and downs and celebrating the special moments together. He's someone you can rely on, who understands your family dynamics, and who adds depth and richness to your family gatherings. He's the one who shares in your joys and sorrows, who stands by your side through thick and thin, and who becomes an integral part of your family story. A brother-in-law is a new addition to your family circle, a companion in the present, and a promise of shared memories and adventures. Through life's twists and turns, he remains a steadfast presence. Hy het nou net wakker geword. Nou sing hy so. Seker iets moois gedroom en dis halleluja, halleluja. Wat is daar? O, hy het dit. Wat is dit? Vanskap achter in die veld, Kanon. tot koning oor 'n volk gestel. Wat is van Martin hy uitsleep? Aan sy bed, julle? Sy psalms het liefde. Eysterman, hier gaan hy. Met die Toyota Hilux. Hier gaat hy. Dis loop hy gaan na stadig ry met jy sien. Genade vloei soos 'n rivier. Die Here bly altyd naby. Kom julle, kom. David sing die Here. Kom julle. My vesting, my rots wat altyd wag. Wat? Ek was 'n kindertjie. Wat? Ek was 'n kindertjie. My God, ek loof jou met my hart. Hy het Goliat verslaan. Met 'n klip in God se naam. Martin wil nie meer in die huis wees nie. Nou word hy gesleep. Die oorwinning kom van die land. Hy val maar God tel hom weer op. Met trane roep hy uit na bo. Genade vloei soos 'n rivier. Die Here bly altyd naby. David sing die Here is my krag. My vesting, my rots wat altyd wag. Hy red my uit die donker nag. My God, ek loof u met my hart. Uit die woestyn, uit die stryd, bly God getrou deur alle tyd. 'n man na sy eie hart, van die begin tot ewigheid. David sing die Here is my krag. My vesting, my rots wat altyd wag. Hy red my uit die donker nag. My God, ek loof u met my hart. Ja, my God, ek loof u met my hart.
So, sit nie mooi nie. Pragtig, pragtig. Dit was 'n voorreg om Martin te ken. Ek's jammer dat ek hom nie langer geken het nie. Baie dankie dat julle dit saamgestel het, dis pragtig. Dankie ook vir julle my woorde stelle. Ekskuus julle, maar ek voel my kinders gaan wil hê ek moet sê, hulle het die beste oom gehad. Betrokke by alles, gehelp met huiswerk, baie, en sweep geslaan, en alles. En ek gaan definitief wil hê ek moet vir hom op sy swaar sê, dankie vir alles. Dankie vir al die lag, en huil, dat jy altyd daar was vir hom. Hy was baie lief vir jou. Dankie. Dankie Stella. Geliefdes, ek wil net baie dankie sê vir pastoor Andries, dat julle kerk, julle huis vir ons oopgemaak het. Mag die Here julle seën, ons waardeer. Geliefdes, staan met my, ons gaan afsluit met gebed. Ekskuus. Hallo julle almal, baie dankie vir elkeen van julle wat hier so is. Julle is kosbaar en die van julle wat nie kan wees op die livestream. Julle het elkeen 'n impak op Emmy se lewe. Sorry, Emmy is my naam vir Martin. Ons kan nie mense uitsonder nie, julle, dis onmoontlik. Maar ek gaan een persoon eers uitsonder, en dan moet sy gaan sit, want sy gaan baie huil. Sissa, kom hier na my toe. My Sissa. Julle, ons het hom Eysterman genoem. Eyster word bitter baie warm maak, gekap, gesmee, om 'n toerusting te maak, waarmee mense pad kan stap, of dit nou bosse oopkaap, of duiwels doodslaan, of wat ook al die geveg is. Maar daai stukkie yster kom van hierdie klein bondeltjie af. Hierdie natuurlik, jy ook. Julle is 'n goeie span gewees, Sissa. Ek was daar gewees, ek het geslaap. Hier vrou was ingestel 99. Ek sal dink as 'n hond wat blaf of iets, dan sal sy sê, my kind soek my. Sy weet, as die kateter verstop is, sy kan 'n verpleegster wees, enige een van julle, as ons iemand nodig het. Maar julle regtig, ek dink, niemand kon vir Emmy beter versorg het nie. Ek het baie keer gesê, Sissa, hospice, laat ons hom net bietjie uitkry, maar meer, omdat ons weet, waardeur jy is. Dit was moeilik soms om die lig te hou, die positief te sien, terwyl jy weet, jou kind stadig na sy ewige lewe toe gaan. Julle almal baie dankie, Sissa, jy's 'n voorbeeld vir ons almal. Dankie vir al jou, dankie vir jou ook alles vir jou en Chris, wat ook nou vandag hier so is. Chantal, almal van julle, almal wat gehelp het, Jog, pastoor Andries, ons was rarig verstom, ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ja, daar is so baie mense, ek hoop julle het verbarend gesien, daar is ons swing, hy het 'n span gehad, en ja, daai span het baie dinge in Martin se lewe gedoen, en daai ding het hard gewerk, Barend, hy het hard gewerk, en ek wil vir julle regtig almal baie dankie sê. Dan is dit, gaan jy, ja nee,
Sissa, so, jy het hierdie nou vir my gegee, né? Maar, ek gee dit terug. Chrissy, eintlik moes jy kom help het. Sissa, vir die eystervrou wat jy is. Dankie. En daar is ons 'n pragtige dogter en skoonseun. En hierdie 2 kleinkinders van julle. Julle gaan nou bederf word, Johankie hele klomp. Baie dankie vir wat julle ook gedoen het en bygestaan het. Ek wil hê julle moet hier so bly stel. Stella, kom sussie. Ek weet, nee julle, hierdie ene, sy was soms ver, en sy het die stryd soms ver beklei. Maar dit was haar boetie, en dit was haar alles. Kom julle 2 troos mekaar asseblief net hierso. So, ons weet waardeur jy gaan het. Ek weet dit was moeilik soms vir jou, hoe frustreerd moet wees om by die huis te wees. Maar ons weet jou gebede het hom ook gedra, daarvan waar jy af is. Julle, en dan, soos ons sê, ons sonder die uit nie, Rensha. Maatjie, kom hierso. Julle, wil jy praat, Stella? Rensha, julle, elkeen het 'n tree of 2 of 200 gestap, maar Rensha was daar vir ons van Emmy se bloedtoetse gedoen moes geword het. Die chemo, die pastoor, die radiasie, vandag selfs julle, as daar iets was, het sy net gesê, sê net vir my, ek is daar. So julle asseblief, ons sonder niemand uit nie, maar hierdie vrou, ek haal my hoed vir jou. Baie, baie, baie dankie vir wat jy vir die familie beteken. Baie dankie julle. Domnino, sê klaar. Ai, julle was 'n paar normaal om klaar gewees. Julle is kosbaar en julle het van ver af gekom, julle was in die gebede en soms stout gewees, maar hy was deel van julle familie ook. En hy sal daar bly vir ewig en onthou, ons is ook hier so vir julle, vir ewig in ons harte gegraveer. Baie, baie dankie. Dankie julle. Ekskuus julle, ek gesê ek gaan niks sê nie. Henry, ek wil vir jou baie dankie sê. Jy bou in die seuns en ek hoop nog steeds. Ek kyk na Henk. En Baren. Dankie vir julle geestelike insaag en alles wat julle vir hom gedoen het, deurbraak, alles wat julle vir hom gedoen het, geestelik en in alle omstandighede. Ek weet hy het ook, julle is ook van daai wat soos pastoor sê, honderde SMS'e gekry, want in die middel van die nag het hy dit gestuur, wanneer ek nie by hom is, dan het hy vir julle gepla. Baie dankie en baie liefde, Denise, dankie. Dankie Martie, dankie almal. Goed, ons gaan nou na die begrafplaas beweeg en dan as ons daar klaar is, gaan ons weer terugkom vir verversings. Ek gaan vra dat julle nou asseblief saam met my sal staan, ek sal afsluit met gebed en daarna sal die draers asseblief na vore kom wat die kus moet uitneem.
Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kyk op na U. Wees ons naby, elkeen asseblief, Vader. Help ons deur hierdie tyd van verdriet. Ons rig ons oë op na U. Ons skep moed deur die woord in hierdie uur. Ons vind nuwe krag. Ook in die vriendskap en simpatie en medelee van vriende en familie. Vader, sal U vandag gebroke harte stil maak en sal U van sitplek tot sitplek gaan om bystand te gee, waar hartjies seer is. Dankie Vader vir lewe, maar dankie ook vir die ewige lewe. En dankie vir die Heilige Gees wat ons gaan bystaan nou en tot in alle ewigheid, is hierdie my gebed. Amen. Dankie. Ek kan gerus by jou sit. Sal die draers na vore kom asseblief? Vader, vandag buig ons harte voor U neer, met trane in ons oë en geloof in ons Heer. Ons neem afskeid van boerseun die eysterman, 'n man wat sy laaste jare vas aan Jesus kon staan. Kanker het sy liggaam stadig moeg gemaak, maar nooit die hoop gebreek wat U in hom geplant het. Here Jesus, U was sy rots en sy skuilplek, sy verlosser, sy herder, sy ewige weg. Toe die wêreld donker geword het U lig sy pad na die Vader gewys. Here Jesus, neem Martin in U arms vas, waar daar geen pyn en geen trane meer sal wees, want U het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ons vertrou U belofte met ons hele hart, tot ons eendag weer saam voor U troon sal staan. Dankie Here, dat U sy hart aangeraak het, dat U hom geroep het om U liefde te ken. Aan die voet van die kruis het hy vergifnis gevind, in die oop graf het hy ewige hoop ontdek. Sy aardse stryd is nou verby, en sy stem weer klink nou in die hemelse koor. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, aan almal sal gee, wat sy verskyning liefhet. Here Jesus, neem Martin in U arms vas, waar daar geen pyn en geen trane meer sal wees, want U het gesê, ek is die opstanding en die lewe.
glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Ons vertrou die belofte met ons hele hart, tot ons eendag weer saam voor die troon sal staan. Vader, troos elke hart wat vandag swaar is. Gee vrede waar daar hartseer is. Gee hoop waar daar trane vloei. En herinner ons aan uw belofte. Hy sal elke traan van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook smart en geween en pyn sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. In die naam van Jesus Christus bid ons. Amen.